Ons lê die oor met ons saam. Hoe wonderlik is die naam, Here Jesus. Hoe groot is U, hoe waardig is U om aan te bid. Here Jesus, ons loof en ons prys U, want ons is so lief. Dankie dat U behaag met ons. Dankie vir dit wat U vir ons doen en beteken. Ons wil die naam groot maak en aan U al die eer. Spreek nou vanaand met ons deur die woord. En gee dat ons sal hoor en sal luister na dit wat U vir ons sê. Dankie, Here Jesus. Amen en amen. Tema van die boodskap vanaand is God onder ons. Boodskap God onder ons. Johannes 1 vers 9 tot 12. Kyk saam met my Johannes 1 vers 9 tot 12. Ek wil net elkeen van julle ook vanaand weer opnuut bemoedig. Hou vas aan die Here. Mag 'n klein groepie mense wees, mag min wees. Maar die woord van God waarsku ons in die laaste dae gaan daar baie wees wat uitval. Wat van die pad af gaan afval. En ongelukkig beleef ons nou daai dae en ons sien dit gebeur. Kerke raak al hoe meer leeg en toe. Want mense stel nie meer regtig belang in. Almal sal vir jou sê hulle ken die Here en hulle dien die Here. As jy met mense praat dan sê hulle vir jou hulle is 'n Christen, maar hulle stel alles op eerste bloot die Here. Die Here moet altyd derde, vierde, vyfde plek kry. Dis eers meer tweede plek nie. Daar was 'n tyd wat miskien nog tweede plek gekry het. Dit lyk my deesdae kry die Here vyfde, sesde, sewende plek. Want alles is mos belangriker. En mense het altyd sulke geldige verskonings. Hoekom hulle die Here wegskuif? Ja. Tema vanaand is God onder ons. Kyk saam wat sê die woord. Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan. En die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo. Wie van julle ken daai lied? What if God was one of us? Dis nou al 'n geruime tyd wat die Here hierdie ding wat dit op my hart gelê het en wat ek daaroor begin dink het en wat die Here met my gepraat het oor dit. Ek het dit nou een aand in die kerk ook so ligtelik daaroor gepraat oor juist oor hierdie lied en iets daaroor genoem. Die lied se woorde gaan as volg: What if God was one of us? Just a slop like one of us. Just a stranger on the bus trying to make his way home. Nou dis die lied se naam. Julle het al dalk die lied gehoor, baie bekende lied. Maar die grap van die saak is, of nie die grap van die saak, die interessante ding is, God was een van ons. Die Here was een van ons. Jesus Christus het na hierdie aarde toe gekom, hy het tussen ons geloop, hy het tussen ons gewandel. Lees saam met my wat sê Jesaja, wat sê God se woord. Kyk net saam na Jesaja 53 vers 2 tot 3. Jesaja 53 vers 2 tot 3. Nou, luister mooi na die woorde. Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgesprei en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat. 'n Man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Kyk saam met my na Lukas 2 vers 7.
Lukas 2 vers 7. En sy het haar eersgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was. Kyk saam na Lukas 9 vers 58. Lukas 9 vers 58. Toe sê Jesus vir hom, die jakkalse het gate en die voëls van die hemel neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. Laaste versie Johannes 13 vers 5. Daarna het hy water in 'n bak gegooi en die voete van die disippels begin was en afdroog met die doek wat hy omgehad het. God het onder ons kom woon. Die een wat daai lied geskryf het, het dit baie sarkasties en half spottends gewys geskryf, want as jy net die woorde gaan luister, just a snob like one of us. Maar die punt van die saak is, God was mens. God het onder ons kom woon. En hy was nie in 'n kasteel gebore met weelde en rykdom en aansien nie. Hy was soos een van ons. Toe hy gebore is, was daar nie eens plek vir hom in die herberg. Hy moes in 'n krib, moes hulle gaan lê. Jesus was die minste gewees. Hy wat God is, wat die grote allermagtigste, heiligste God is, het 'n diensknegt geword. Het na hierdie aarde toe gekom om te kom dien. Hy het tussen ons gewandel. Hy het die stofstruitjies van Jerusalem gestap. Hy het daar in Judea die stofstrate bestap. En hy het eers 'n plek gehad wat hy sy kop kon neerlê nie. Soos ons lees in Lukas. Die jakkals het gate, die voëls het neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof eers kon neerlê. Dis ons God. Hy het na hierdie aarde toe gekom en die laagste vorm aangeneem, die vorm van 'n diensknegt. Hy het tot sy disippels se voete gewas. Hulle moes sy voete gewas het. Maar wat doen Jesus? Hy gaan op sy knieë neer en hy die mense wat hy geskaap het en hy gaan was hulle voete. Dis ons God. Jesus Christus het na die aarde toe gekom as 'n diensknegt. Hy wat God was, het mens geword en onder ons kom woon. Ja, hy die heilige, het die vorm van 'n mens aangeneem en soos een van ons geword. Hy was versoek soos ons. Hy het dieselfde dinge deurgegaan as ons. Hy het net soos ons beproewinge deurgegaan. Soos ons het hy ook smarte en pyn deurgegaan. Hy was bekend met krankheid, sê die woord van God. As jy seer en pyn in jou lewe het, die Here weet wat jy gaan, want hy het dit ook deurgegaan. Hy het die ergste pyn en smart en verwerping deurgegaan as wat enige mens kon deurgaan. Soveel so dat hy in die tuin van Getsemane, terwyl hy gebid het, dat die bloed, letterlik bloedruppels gesweet het. En daar is 'n mediese toestand dat as jy onder soveel spanning is dat jou sweet in bloed kan verander. En dit is in wat 'n intense smarte en bekommernisse die Here was. Maar die Here was nie bang vir die kruishout nie. Hy was bang vir daai oomblik as God sy gesig op hom gaan draai. Soveel so dat hy die kruis gesê het, my God, waarom het U my verlaat? Want die hele wêreld se sonde het op hom neergekom. Al jou foute, al jou tekortkominge, al jou pyn, al jou siekte het op hom neergekom en het hy op daai kruis gedra. Soveel so dat hy uitgeroep het, my God, waar is U? Hoekom het U my verlaat? My het vir U en vir my gedoen. Hy het in ons plek moet sterf. Ja, inderdaad het God na hierdie aarde gekom en was hy een van ons. God het op hierdie aarde gewandel soos een van ons. Met al die pyn en seer en bekommernisse van hierdie lewe het hy deurgegaan.
Hy wat God was, het alles vir ons kom gee, en niks terughou. Niks nie. Hy het die grootste sondags opgelig en gesê, ek vergewe jou. Gaan dit nie net sondag nie meer. Toe hulle die vrou bring, wat hulle wou stenig, wat hulle beskuldig het met prostitusie. Hulle het in die daad betrap. Maar waar stenig, en die Here sê, as enige van julle nie 'n sonde het nie, laat hom die eerste klip gooi. En hulle almal het weggeloop toe Jesus in die sand begin skryf. Niemand weet wat hy in die sand geskryf het, ons kan maar raai, dalk het hy maar van hulle dinge neergeskryf. Ons vermoed dit maar ons weet nie. Maar hulle het omgedraai en geloop. En Jesus sê, van jou sonde is jou vergewe. So kom Jesus baie by ons en hy sê vir jou sonde is vergewe. Al wat ons moet doen is om die Here te dien en te volg. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Vir ons wat in die Here glo, en dit is wat ons hoofteks ook sê, as ons daar lees, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Nie net het die Here ons kom vrykoop nie, maar ons is kinders. Ons is kinders van God, tot wie ons roep, Abba Vader. Dis 'n verhouding. Dis nie net 'n godsdiens nie. As mense na my toe kom en hulle sê, hulle stel nie belang in godsdiens nie, dan sê ek 100%, ek stel ook nie belang in godsdiens nie. Want godsdiens kan nie red nie. Godsdiens kan niks doen nie. Maar Jesus Christus, kom ek vertel jou van hom. Kom ek vertel jou van my vriend. Kom ek vertel jou wat Jesus vir my gedoen het. Dis 'n heel ander saak. En ja, al mag ons miskien min wees die ware kinders van die Here. Ons weet wat die Here in ons lewens gedoen het. En steeds daagliks besig is om te doen. Wat ou nie vanaand so mooi getuig van hoe die Here hom deur sy lewe bewaar het. En dis vir my die wonderlikste om so getuie te hoor. Dat jy weet, dis deur die Here wat ek gekom het waar ek gekom het. Soos ons vanoggend gesien het, hoogmoed kom tot 'n val. Ons kom staan nie hier en roem in ons grootheid en ek het nou gekom waar ek is deur. Nee, dankie Here dat U my deur die jare bewaar het. Want dis die Here wat elkeen van ons bewaar. Dis die Here wat ons voetstappe vooruit gaan. Dis die Here wat ons paaie gelyk maak. Dis Hy wat ons dra, wat vir ons sorg, wat ons lei. En vandag nog is die Here hier by ons. Hy het ons nog nooit verlaat nie. Jesus het wel na die hemel teruggevaar, maar hy het vir ons sy Gees gegee. Die Heilige Gees wat elke dag by ons is. God is nog steeds hier by ons. Efesiërs 2 vers 8 tot 9, wat vir my nog steeds een van die mooiste verse is. Want uit genade is julle gered. Ons is gered uit genade. Ons het daai straf verdien. Ons het die dood verdien. Ons het verdien dat die Here sy gesig op ons moet draai en moet wegloop. Maar wat het Jesus kom doen? Hy het in daai kruis gehang dat God sy aangesig vir hom gedraai het. Sodat God na ons kan kyk en sê, jy is vrygekoop. Sodat God na ons kan kyk en sê, jy is my kind. Deur die geloof is ons gered. En dit nie uit onsself nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Daar is niks op hierdie aarde waar ons kan roem nie. Nie jou sukses nie, nie jou prestasies nie, niks nie. Ons kan net roem in Jesus Christus. Want was dit nie vir hom? Waar sou ons gewees het, was dit nie vir die Here? As die Here nie daai dag by jou kom stil staan het en jou gered het nie, waar sou jy vandag gewees het? So maar deel van die wêreld gewees het wat maar te kere gaan en hulle sondes en plesiere en nie worry oor die Here nie. Maar vanaand kan ons in 'n beter plek dink om te wees as in die huis van die Here nie. Want ons liefde van die Here dryf ons. Jy kan nie op 'n ander plek wees nie. Ek weet nie of u dit ook ervaar nie,
maar jy wat werklik kind van God is, daar's net een plek waar jy wil wees op 'n Sondag en dis in die huis van die Here. Daar is gevalle wat mense siek is, wat hulle regtig nie by die kerk kan uitkom. Maar vir ons, wat jy kan wees, as jy gesond is en jy is nie siek of wat nie, daar's net een plek waar jy wil wees en dis in die huis van die Here. Maak nie saak waartoe mense jou nooi of jy kom kuier nie, bring hulle saam kerk toe, want by die huis van die Here wil jy wees. Is dit nie so nie? Besef jy broer en suster hoe lief die Here vir ons is. Besef jy die prys wat hy vir ons betaal het. En dat hy dit vrylik aan ons gee. En ja, dis 'n boodskap wat my so baie hoor. Ons ken dit al so goed. Maar die Here wil vanaand opnuut vir ons net weer kom herinner. My kind, ek het dit vir jou gedoen. Laat die wêreld maar hulle liedjies sing, what if God was one of us. God was een van ons. En God is nog steeds vandag nog betrokke in elkeen van ons se lewens en is hy by ons en hy dra ons en hy sorg vir ons. Want die wêreld weet nie waaroor dit gaan nie. Daarom dat hulle sulke vrae kan vra en sulke liedjies kan sing, want hulle het nie 'n klou waaroor dit gaan nie. As jy werklik by Christus uitgekom het, dan weet jy. Jy kan nooit weer dieselfde wees nie. Jy kan, want jou hele wese verander. Die Here gee vir jou 'n hartoortplanting en 'n breinoortplanting en alles in 1 sekond woef en jou lewe verander. Jou denkwyse verander, jou maniere verander, die manier hoe jy praat verander. Waar jy gewoond was om te skree en te vloek en te kere gegaan, nou kyk jy hoe die mense by jou werk nie. Daar's iets anders in jou. Jy is skielik so rustig en kalm en wanneer ons dit hoor jy nie meer vloek. Dit is wat die Here doen. Dit is wat die Here wat kom en jou hele wese verander. Want nou behoort jy aan hom, nou is jy kind van God. Die wêreld haat Jesus Christus en hulle haat hom met 'n passie. Want die wêreld behoort aan Satan en is onder sy mag. Is geheel en al teen die waarheid gekant. Die waarheid is dat Jesus Christus is die enigste weg na God toe. Soos ons vanoggend gesien het, die Satan was in die teenwoordigheid van God, maar omdat hy teen God gesondig het, is hy in die hemel uit neergewerp. En nou is die duiwel jaloers op ons wat kinders van God is, en hy wil nie hê ons moet kinders van God wees nie, want hy wil nie alleen brand nie. Nou wil hy ons saam met hom afsleep, en hy wil ons saam vernietig. En dis waarom die wêreld Jesus so haat, want die duiwel kom verblind hulle. Hy verlei hulle met al die wonderlike dinge van hierdie wêreld, omdat hulle dink so wonderlik is. Met al die sonde en begeerlikhede van hierdie wêreld verlei hy hulle. Soveel so dat hulle agter hom aangaan. Sonder enige bewustheid van waarheen hulle op pad is. Hulle besef nie waarheen hulle gaan. En as ons hulle probeer waarsku, dan val hulle jou aan. Los my uit, want ek geniet my lewe. Ek is vry om te doen wat ek wil, ek is vry om te lewe soos ek wil. Jy kan maar enige godsdiens hê en hulle aanvaar dit. Jy kan 'n moslim wees, hulle aanvaar dit. Jy kan 'n boeddhis wees, hulle aanvaar dit. Jy kan 'n Hare Krishna wees, hulle aanvaar dit. Jy kan oor enige godsdiens praat by die werk. Jy kan vir hulle vertel hoe ek 'n boeddhis geword. En hulle gaan nog saam met jou sit en praat. Maar laat jy die naam van Jesus Christus noem, dan word jy aangeval, dan word jy bespot, dan word jy sleg gemaak, dan word jy uitgeskuif. Want die wêreld haat Jesus Christus. Jy kan maar wat doen, moet net nie oor Jesus Christus praat nie. Want die wêreld haat hom. Die wêreld hou nie van Jesus Christus nie. Wat as God een van ons was? Soos ek sê, hy was een van ons. En die wêreld het hom gehaat. Die wêreld het hom verag. So kom Johannes sê, Jesus wat die lig was, het na die wêreld gekom, en die wêreld het hom nie aanvaar nie. Want hulle het hom nie geken nie. En die wêreld het hom nie gesoek nie. Want die wêreld het hierdie magtige
koning op die wit perd gesoek wat neer gaan kom. Die Jode het gedink, die Messias gaan kom en die Romeinse ryk verbreek. En Jesus word gebore in 'n stal. As 'n diensknegt. En hulle kon dit nie aanvaar nie. Want hoe kan 'n God 'n diensknegt wees? Maar God het vir ons die beter weg kom wys. En hy het ons kom leer wat dit is om te dien en om te wees soos wat hy is. En in liefde het hy onder ons kom leef. Maar die wêreld aanvaar dit nie. En die wêreld haat Jesus. Toets dit maar vir jouself. Gaan maar in die begin met mense praat oor enige godsdiens. En kyk hoe praat hulle saam met jou. En dan verander jy die onderwerp en dan begin jy oor Jesus Christus praat. Waag 'n bietjie om vir mense te sê, maar Jesus Christus is die enigste weg. En kyk wat gebeur. Hoe lank gaan dit vat voordat jou baas jou inroep kantoor toe? Jy mag nie daaroor praat nie. In die werkplek praat jy nie oor dit nie. Hoeveel mense sal in tronke gegooi, hoeveel mense sal doodgemaak, hoeveel mense sal vervolg, omdat hulle Jesus Christus dien. Hoeveel mense, selfs in Suid-Afrika, hier in ons eie land, ons teologiese instansies, wat leer dat Jesus het nie werklik opgestaan nie. Wat leer dat Jesus is nie die enigste weg na God toe nie. En dis mense wat opgelei word vir predikante, wat sulke snert geleer word. En die studente wat wel teen dit opgestaan het, is 'n muur geskors. Mag nie meer by enige universiteit in Suid-Afrika verder leer nie. Omdat hulle gewaag het opstaan vir die waarheid en gesê het, maar Jesus Christus is die enigste weg. En Jesus Christus alleen is die weg en die waarheid en die lewe. Daar by die seminarium waar ek studeer het, een van ons dosente, wat by een van die universiteite studeer het, hulle het sy eksamen net sulke groot rooi strepe deurgetrek en vir hom gesê, hy is arrogant. Omdat hy gesê het, Jesus Christus lewe en Jesus Christus is die enigste weg. Teologiese instansies. Die wêreld haat Jesus met 'n passie. En hulle gaan ons haat wat sy kinders is. Die wêreld hou nie van ons nie. Daarom dat hulle kan 'n bespotting maak met die Here. What if God was one of us? Maar toe God werklik een van ons was, toe verwerp hulle hom. En hulle kies die sonde, hulle kies om te oreer, hulle kies om te drink, hulle kies om te vloek, hulle kies om te party en te keer en te gaan hou maar partytjie en jol en gaan te keer. Leef en geniet die lewe, want môre sterf jy. En hulle verwerp Jesus. Kom jy met die goeie nuus nie, sê hulle maar is vry, dit is gratis, dit kos jou niks nie. Word jy aangeval en vertel wat se mens, hoe onmenslik jy is. Hoe durf jy nou vir ander mense sê dat hulle sonde is? Hoe durf jy vir ander mense sê dat hulle godsdiens beteken niks nie? Hoe durf jy vir mense teregwys op hulle sondes? Hulle sien ons as arrogant, hulle sien ons as ons het geen gewete nie, ons is harteloos. En die wêreld haat ons, want hulle haat Jesus, want hulle kan nie die waarheid aanvaar nie. Die waarheid is dat Jesus Christus is die enigste weg. En die waarheid is, as jy nie by Jesus uitgekom het en jy maak jou oë hier toe, gaan jy na ewige poel van vuur toe. Maar die wêreld wil dit nie hoor nie, want hulle geniet hulle sondes. Kerke loop leeg, en kroë, nagklubs en pubs word oorvol. Konserte, sportbyeenkomste, kyk hoe vol is dit. Dit wemel van mense. Maar die mense stel nie belang in Jesus Christus nie. Daarom verwerp hulle hom. Maar vir u en vir my wat die Here dien, wat vashou aan Jesus Christus, hou vas, kind van God, want dit gaan moeiliker raak. Die dae gaan moeiliker raak. Dit gaan nie makliker raak om 'n Christen te wees. Om miskien te sê, ek is 'n Christen. Maar jy leef erger as wat die wêreld leef. Jy gaan goed aanpas. Moenie worry nie. Jy gaan goed aanpas. Jy sal alright wees.
Ek weet nie hoe right jy gaan wees die eendag as jy jou oë hier sluit nie. Maar vir ons wat werklik waar bloedgewaste kinders van die Here is, hou vas aan Jesus Christus. Want God is deel van ons. Hy was nie by ons, hy het saam met ons op hierdie aarde gewandel. Jesus Christus is by jou elke dag. Die Heilige Gees is by jou. Jy is sy kind. Sy bloed het jou duur gekoop. Jy is verseël deur sy bloed. Die Heilige Gees het jou verseël. Jy behoort aan hom. En al gaan dinge in hierdie wêreld moeilik raak vir ons. En al het dit al reeds moeilik geraak. En al raak die kerke leeg en al krimp die kerke. Hou vas aan Jesus. Kom ons bly vas staan tot aan die einde. Ons leef in die laaste dae en ons sien dit reg rondom ons. Ons hoef nie eens te debatteer daaroor nie, want die tekens is reg rondom ons. Dit kan nog 30 jaar vat, dit kan nog 40 jaar vat, maar die einde is hierso. Dit is bitter naby. Dink vir jouself, hoeveel langer kan die wêreld in die toestand aangaan wat dit doen? Voordat hulle self gaan vernietig. Nasies wat teen nasies opstaan. Elke nuwe land wat jy kyk, as jy die nuus insit, is daar onluste en die een is teen daai een en daai een is teen daai ene en die wêreld is in 'n chaotiese toestand. Sonde floreer. Sonde floreer in kerke. En dit word aanvaar. Maar vir ons wat die Here dien en die Here vrees, hou vas, kind van God. Wanneer die pad moeilik raak, weet dat Christus stap saam met jou en hy gaan jou nie los nie. Die Here is hier saam met ons en het jou nog nooit gelos. Jy is duur gekoop, jy is syne. En hy gaan elke tree van die pad saam met jou stap. Wanneer jy moedeloos voel of jy voel jy wil huil, gaan huil by Jesus. Hy sal jou trane afvee. As jy depressief raak, gaan na Jesus toe. Hy sal vir jou weer moed gee. Dit is nie verkeerd om depressief te raak nie. Van die groot godsleiers in die Bybel het depressief geraak. Depressie is 'n werklikheid. En dit kan enige een van ons tref. Maak nie saak hoe naby jy aan die Here is. Elisa was naby aan die Here. Hy het naby aan die Here gewandel, maar hy het depressief geraak. Dit is menslik. Ons menslike natuur is swak en gee partykeer in. Maar dit beteken nie dat God is nie by jou nie. Hy stap nog net so langs jou en by jou en saam met jou soos voor dit. En hy gaan jou weer daar uithaal. En die son gaan weer skyn. En eendag as jy jou reis hier op aarde klaar maak, gaan Jesus daar staan en sê, my kind, welkom tuis. Welkom tuis. En dis waarvoor ons leef. Vir Jesus Christus. Nie vir die hier en nou nie. Die hier en nou is baie deur mekaar. En die hier en nou is daar baie vrae en dinge wat ons nie verstaan nie. Maar God is by ons. God is saam met ons en hy het ons nog nooit gelos nie. Van daai dag wat Jesus opgevaar het na die hemel toe en wat hy sy Heilige Gees uitgestort het, is hy nog reg deur die eeue saam met sy kerk. En tot aan die einde van tyd sal hy saam met sy kerk wees. En die ware gelowiges, die wat oorgebly het, die wat volhard het, die wat vasgehou het aan die Here, gaan daai blye dag ervaar. En dit gaan 'n blye dag vir ons wees. Maar die woord van God sê vir die wat die Here verwerp het, vir die wat die wêreld liewer gehad het as die Here, as daai dag kom van die Here, gaan hulle wens die berge val op hulle. Hulle gaan bid dat die berge op hulle moet val. Want hulle gaan weet, die verskriklike en die vreeslike dag van die Here het aangebreek. Maar ons het 'n keuse, jy kan of 'n verskriklike en 'n vreeslike dag van die Here verwag, of jy kan die glorieryke terugkoms van jou verlossing verwag. In wat se kamp is jy? Is jy in die kamp van Jesus Christus, wat jou verlosser verwag, of gaan die regter kom wat gaan oordeel, en vir wie jy gaan weghand op en wens die berge val op jou? Daar's net twee kampe in hierdie wêreld. Net twee.
Die wêreld kom sê vir jou, daar's wit en swart en kleurling en dit en dit en dit. Ek kom sê vanaand vir jou, daar's net twee groepe mense. Die kinders van Jesus Christus, die wat aan Jesus Christus behoort en die wat aan Satan behoort. Daar's net twee groepe. Die res maak nie saak nie. Jy gaan nie eendag daar bo by die Here kom, dan gaan hy vir jou vra, taal, volk, velkleur, in kerkverband, jy moet maar daai hoekie gaan staan. Nee, dit werk nie so nie. Jy's bloedgewas deur Jesus Christus. Jy behoort aan hom, maak nie saak wie jy is of waar jy vandaan kom of wat se taal of wat se volk jy is nie. Jy behoort aan Jesus Christus. En ons is broers en susters. As jy Jesus Christus aangeneem het, is jy my broer. En dis ons familie. En ons gaan eendag saam met die Here wees. Ons almal as een groot familie in Jesus Christus se naam. So laat die wêreld maar Jesus spot. Laat die wêreld maar te kere gaan. Raai wat? Ons weet wat die waarheid is. En die waarheid is, Jesus Christus lewe en hy regeer en hy sit op die troon tot in alle ewigheid. Die wêreld gaan dit met 'n skok agterkom en dan gaan dit te laat wees. Die woord van God sê soos in die dae van Noag, so gaan dit in die einde wees. In die dae van Noag was die wêreld goddeloos en hulle het Noag gespot. En Noag was gesien as 'n, wat noem hulle dit, conspiracy theories, totdat dit begin reën het. Die wêreld mag jou miskien spot. Hulle mag jou miskien uitlag en vir jou sê, jy weet nie waarvan jy praat nie. Totdat Jesus Christus op die wolke terugkom. Dan weet ons is in hom. Soos wat Noag in die ark was en beskerm was, soos ons in Christus en is ons beskerm. En kan ons uitkyk vir daai blye dag. So kind van God, hou vas in die Here. Want die Here het U baie lief. En hy gaan nie laat gaan nie. Want die Here gaan doen wat hy gesê het. Hy sal ons bewaar tot aan die einde. Kom ons lê die oor met ons saam. Ja, Here Jesus, dankie vir die goedheid en genade. O Here Jesus, ons weet U is so groot God. U is so heilig. Ons word stil vanaand voor U die heiligheid en ons buig neer. En ons aanbid U en sê vir U dankie. Dankie dat U wat God is, mens geword het en onder ons kom woon. Tussen ons kom woon. U het al ons krankhede op U geneem. U ken ons pyn, U ken ons seer, U ken elke ding waardeur ons gaan ken U. Want U dieselfde pad gestap. U die stofstruitjies op hierdie aarde gewandel, sodat U vir ons aan die kruis kon sterf en ons plek kon inneem. Sodat ons vandag kan sê ons is kinders van die Allerhoogste. En daarvoor sê ons vir U so dankie, Here Jesus. Dankie vir daai genade. Dankie dat U elkeen van ons bewaar en dat U elke dag saam met ons wandel. Ons loof en ons prys die heilige naam. Amen en amen. Ons kan ons laaste lied saam sing.